Berei ons skole regtig kinders voor vir die toekoms? Ek is Leandi Brazer en jy kyk na Skool Slim. En by my vandag het ons vir Louis Dekker, die uitvoerende hoof van Gimnasium Pretoria. Louis, baie welkom. Dankie Leandi, is lekker om hier te wees. Ja, Louis, ek wil sommer begin deur vir jou te vra, want in die papier het hulle 'n vraag gevra, spesifiek op sosiale media, berei ons skole ons kinders voor vir die toekoms, vandag veral. So as ons eerlik is, doen dit regtig? Wat is jou antwoord daarop? Leandi, ek dink dis 'n vraag wat waarskynlik twee kante het. Ek dink eerstens as ons net gaan kyk na ons huidige openbare skole en spesifiek ons top Afrikaanse skole, dink ek hulle doen briljante werk. Ek dink ons het die voorreg om so 'n bietjie internasionaal te skakel en ons top Afrikaanse skole is waarskynlik van die heel bestes in die wêreld. Gelyktydig het ons ook waarskynlik van die heel beste onderwysers wat beskikbaar is. Internasionaal roepingsgedrewe mense het ons binne ons onderwysstelsel en ek dink die eerste antwoord is ons moet daai mense koester, ons moet hulle oppas, ons moet regtig vir hulle die ruimte gee om te kan doen waarmee hulle goed is. Maar ja, ons het in Suid-Afrika veral in terme van toekomsvaardighede en so is ons geneig om dalk so bietjie daar te kan verskerp. Ek dink daar's goedjies wat ons so bietjie kan aanpas. En ek dink ons kan regtig gaan kyk hoe kan ons die nuutste tendense inkorporeer, maar selfs daar ook dink ek is al van ons skole wat briljant doen wat die toekomsvaardighede gaan inbring en ek dink ons moet net meer en meer daai geleenthede skep. So watter behoefte of leemte in die onderwyslandskap het gelei tot die ontstaan van Gimnasium Pretoria en dan ook die groter gimnasium konsessie? Ek dink die grootste behoefte eintlik is maar die veranderende demografie, die verandering in Afrikaanse skole se beskikbaarheid. Ek dink oor die laaste paar jaar as ons maar gaan kyk, het Afrikaanse skole byna halveer. Die regering ongelukkig sit geweldig baie druk op Afrikaanse skole. Daar is nie meer Afrikaanse skole wat gebou word nie, inteendeel word die Afrikaanse skole by die dag minder. En dan het die demografie skuwe, ek dink ons weet van eintlik maar die ontploffing van bevolking in spesifiek die voorstede van die Wes-Kaap en dan hierso in Pretoria en in Gauteng is al baie meer Afrikaanse mense wat verstedelik, wat na die stede toe skuif. So daar's 'n groot behoefte vir Afrikaanse skole. En eintlik het Gimnasium begin by daar kort in sekere gebiede Afrikaanse skole waar die regering eintlik Afrikaanse skole moes bou. En as ons onafhanklike selfstandige Afrikaanse skole kan vestig, dan weet ons staatsbestand. So dit was maar die grootste behoefte vir Gimnasium Pretoria eerstens self. Tweedens dink ek ook is die konsessie se groot dryf is om gemeenskappe te bemagtig en gemeenskappe te inspireer om hulle eie ding te doen. Ons sit in heelwat klein gemeenskappe waar nog baie Afrikaanse mense is, maar ons nie meer 'n Afrikaanse skool aanbod nie en ons wil daai gemeenskappe half bemagtig en hulle inspireer om ook hulle eie skole op te kan rig en sodoende selfstandig ook te wees en staatsbestand te wees. Ja, so ek weet ook julle het onlangs Amerika en Australië besoek. Nou, wat is die lesse wat julle by daardie skole geleer het wat eintlik sinvol is in Afrikaanse konteks en vir ons skole hier? Ek dink die eerste ding wat ek dalk wil sê is dat ons moet onthou dat ons is baie dankbaar en ons is bevoorreg dat ons die geleentheid het om internasionaal te kan leer. Maar ons moet ook onthou dat ons konteks is anders in Suid-Afrika. So ons moet daai elemente gaan vat en ons moet die heel beste hier maak pas. En weer eens binne 'n skoolstelsel wat eintlik 'n briljante werk reeds doen. So ek dink as ek baie vlugtig kan opsom is wat ons bevoorreg in Australië om na veral hulle privaat skole, Christelike privaat skole wat baie fokus op 'n moderne tipe onderwys en met contemporary education te gaan kyk. En ons het daar gaan leer hoe benut hulle spasie effektief. Hoe benut hulle leerruimtes baie meer effektief? Hoe het hulle baie sterke dryf op spanonderrig en eintlik spanbeplanning, hulle noem dit co-teaching en co-planning. Hoe hulle beter integreer tussen vakgebiede het ons werklik baie is van die enkele lesse wat ons daar gaan leer het. En ek dink is veral dit wat ons in Gimnasium wil inkorporeer. Maar gelyktydig ook was ons bevoorreg om in Amerika te wees en daar het ons weer eens baie sterk na die privaat skoolstelsel gaan kyk. Maar ons gaan kyk na classical education wat eintlik uitvloei uit Hillsdale College wat sterk met akademia koppel wat 'n liberal arts college is, het ons daar gaan leer van classical education. En dis eintlik ongelooflik hoe hulle daar weer teruggaan na die basis toe. Hoe hulle ook kyk na die groot boeke, hoe die Bybel sentraal staan in hulle onderwys. Hoe hulle tegnologie as 'n hulpmiddel sien, hoe die onderwyser sentraal staan in die klas als beginsels waaraan ons glo.
En dan ongelooflik daar ook om te sien hoe gemeenskappe self skole oprig, dat hulle eintlik daar al groot konsessieskole het wat ons baie verliese van kon leer. So om dit vir jou op te som, ek dink ons het verskriklik baie geleer en ek kan eintlik heel dag met jou daaroor gesels, maar ek dink die belangrikste is om daai beginsels te gaan vat en te maak pas binne ons Suid-Afrikaanse konteks en binne ons skoolstelsel. Ja, so wat maak 'n skool volgens jou werklik toekomsgerig? Ek weet daar's verskillende goed soos sterk akademie, karaktervorming, kultuur, maar wat is volgens jou daai ding wat 'n skool toekomsgerig maak? Julianie, dis 'n moeilike vraag, maar ek dink dis definitief 'n kombinasie van al daai wat jy genoem het. Ek dink sterk akademie, maar ek dink om ons kinders se trots te leer, kultuur vas wat vir ons 'n baie sterk ding is binne ons Suid-Afrikaanse konteks, Christendom, is hy aard van die saak sterk, maar ek dink ook om te gaan kyk na toekomsvaardighede. Wat is die vaardighede van die toekoms? Hoe gaan ons kinders krities denke leer, probleemoplossingsvaardighede, karakter leer? En ek dink op die einde van die dag al val alles weg, as ons kinders met karakter in die wêreld kan instuur, gaan dit al klaar groot verskil maak. So, ons moet binne die akademie, moet ons al daai fasette kan inbou en ons kinders toekomsvaardig uitstuur. Hoe help die gimnasiumkonsessie om te verseker dat Afrikaanse skole nie net oorleef nie, maar ook dat hulle floreer op die einde van die dag en uitnemend is? Ek dink binne die Suid-Afrikaanse konteks het ons die geleentheid om in die voorpunt te wees van navorsing. En as ons gimnasiumskole staan, het ons die geleentheid om daai modelle daar te toets. Maar ons moet ook daai modelle pas maak vir hierdie top Afrikaanse skole, om dit binne die openbare skole sektor ook te gaan implementeer. So ek dink definitief het ons die geleentheid om die beste navorsing, die beste, nuutste onderwyspraktyke te gaan toets en te implementeer binne skole. Maar ek dink saam met dit ook, hoop ek laat die gimnasiumkonsessie gemeenskappe inspireer, dat daar weer in die platteland klein Afrikaanse skole opstaan en gemeenskappe opstaan wat verantwoordelikheid vat vir hulle self, hulle voortbestaan, staatsbestand wees en eintlik dan skole oprig vir hulle gemeenskap. En sodoende kan Afrikaans volhoubaar bly binne die openbare sektor, maar ook binne die privaat sektor. Louis, dan 'n laaste vraag. As ons oor 10 jaar terugkyk, wat sal moet verander in die Afrikaanse onderwys, sodat ons kan sê, ja, ons kinders het regtig, ons skole het ons regtig ons kinders voorberei vir die toekoms? Ek dink daar's verskeie goed wat ek dink ons sal moet anders begin doen. Ek dink ons sal onsself, soos ek 'n paar keer nou gesê het, moet staatsbestand maak. Ek dink ons het in die verlede het ons gerieflikheidsonthaalwe ons kinders se opvoeding uitgekontrakteer in die staat. Ek dink ons sal al hoe meer dit moet regkry. Ek dink skole werk verskriklik hard reeds aan selfstandigheid en om 'n mate van onafhanklikheid te kry. Ek dink dis iets wat ons baie vinnig sal moet versnel. En ek dink ek het nou die dag in 'n ander gesprek ook gesê is dat ek dink ons as ouers moet ons kinders minder in vrees grootmaak. Ons maak ons kinders bang vir die wêreld groot. Ons maak ons kinders bang vir die buitewêreld groot. Ons leef agter mure, ons leef geslote en ons verstaan dit binne ons land se konteks. Ons moet nie ons kinders in vrees grootmaak nie. Ons moet ons kinders leer om op te staan vir hulle self en sodoende half hulle plek te verdien binne die samelewing. En ek dink dan kan hulle werklike impak gaan maak vir die volgende generasies vorentoe. En ek dink dis ons voorreg om te besef dat ons leef nou vir ons volgende generasie. Wat ek ook graag sal wil sê is dat ek dink ons as ouers en ons as gemeenskap moet ons huidige skole baie sterker ondersteun. Ek dink ons moet ons onderwysers en ons personeel koester, ons moet ons skole dra en hulle hande sterk maak, want soos ek vroeër gesê het, dis werklik van die heel bestes in die wêreld en ons moet hulle net weer eens ag en net besef hoe bevoorreg ons is dat ons kinders in die wonderlike skole kan wees. Dankie Louis, ja, ons kan regtig dankbaar wees vir ons goeie skole wat ons het. Dit was dan Louis Dekker en jy het na Skoolslim geluister. Ek is Leandie Brazzer en as jy van hierdie episode gehou het, deel dit gerus met almal wat jy ken, deel dit gerus met jou skoolhoof, met die ouers van jou skool en ja, volg ons op Instagram, Facebook, ook op TikTok en dan ook op ons YouTube kanaal van die Skole Ondersteuningssentrum en ons sien julle weer 'n volgende keer.